Hierdie is Sê dit soos dit is. Professor Koos Malang, baie welkom hier, Koos. Dit is die 4de keer wat jy hier is. Baie dankie daarvoor. Ek het jou gister gebel om vir jou te sê dat die onderwerp wat ons vandag sou bespreek, ek dink nie ons moet bespreek nie. Want die politieke konteks was net nie reg op die moment nie en jy het saamgestem en toe sê ek maar na aanleiding van ons gesprek, in daai gesprek sê ek maar kom ons maak dit die gesprek en dit is wat nou hier gaan plaasvind. Die regering van nasionale eenheid wat nou gevorm is en jou gedagte was dat ons moet wag totdat goed 'n bietjie meer gesettel is. En toe sê ek vir jou nee, daar is 'n tyd om te praat oor goed wat nie gevestig is nie. Nou kan ons lekker bespiegel en dan eendag dan kan ons hierna kyk en sê ons het nie gesien hoe hierdie ding gaan uitspeel nie. Toe sê ons dit klomp goed. So daar's spasie vir die bespiegelinge nou vanmôre en voorspellings en waarskuwingstekens en al oor 'n maand dan het ons nie meer daai voorreg nie. En so dat dit is die konteks van hierdie gesprek. Ek wil net een positiewe opmerking maak oor die omgewing waar ons bevind, die tydsvak. Ouens het dikwels gewaarsku dat die dag as die ANC mag verloor, dan kan ons dalk in 'n Zimbabwe situasie bevind waar hulle nie mag gaan prysgee nie. Een positiewe ding is hulle het die mag ten minste op papier prysgegee. Hulle die uitkoms van die verkiesing aanvaar. Hulle verbind tot die grondwet soos hy is. So ek dink dit is 'n hekkie wat ons in die geskiedenis oorgekom het. Ja, Ja. Gerard, ek stem saam. In die eerste plek net met betrekking tot jou inleidende opmerkings. Jou inleidende opmerkings kom daarop neer dat ons 'n meningsverskil gehad het oor waaroor ons moet praat en dat jy my toe met groot gemak oortuig het. Ek kan bevestig dat dit inderdaad die geval is. baie goed. Baie goed. Nee, ek dink dit is kyk, die hele vooruitsig as sou Suid-Afrika afstuur op Zimbabwe. Ja. Is nie geldig nie, maar eintlik was dit gegeewe die veranderlikes wat in Suid-Afrika van krag is, nooit geldig nie. Vir 2 kort redes was dit nooit geldig nie, maar is nou baie meer geldig. Die eerste rede is dat in Suid-Afrika het jy doeteenvoudig naas die regering 'n geweldige klomp magsentra, mag, gesag en invloedsentra, soos 'n verskeidenheid burgerlike organisasies, soos 'n verskeidenheid van groot ekonomiese blokke in groot maatskappye, in kleiner maatskappye, in 'n algemeen funksionerende sakesektor, in 'n professionele sektor, in media, en dan tegelykertyd daarmee saam ook 'n kultuur in gevolge waarvan mense mekaar ewig kritiseer. En die ewige kritiek daarbey is ingesluit ook die regering. So daai soort van eenduidige hypersentralisme wat jy in Zimbabwe het, waar jy net 'n regering en 'n weermag en 'n polisie het. Dit is glad nie in Suid-Afrika aanwesig nie. Dis die eerste rede. Die tweede rede is ons het oor die afgelope 4, 5, 6, 7 jaar, maar veral die afgelope onlangse jare, het jy toenemend, en ons het al 'n gesprek daaroor gevoer, het jy toenemend 'n verlies van regeervermoë van die regering, as gevolg waarvan 'n klomp regeerinstrumente doeteenvoudig aan die privaat sektor en die burgerlike gemeenskap afgestaan word. Daar's nie grondwetlike wysigings nie. Die grondwet lyk presies dieselfde, maar jy het 'n afskilfering en 'n afwenteling en 'n versameling van mag en gesag in 'n verskeidenheid ander instellings. Dis hoekom ons glad nie op pad was na 'n Zimbabwe situasie nie, maar nou dat hierdie veelparty regering gevorm word, nog minder. Ons het nou 'n stuk dokument wat die Statement of Intent van die Government of National Unity is. En toe ek nou gister hieroor dink ek aan die vrou wat vir Franklin Roosevelt gevra het, well doctor, what have we got, a republic or a monarchy? En hy antwoord daar, a republic if we can keep it.
En nou die Amerikaanse Republiek is nou 230 jaar oud, min of meer. Ja. En hy hou hom nog steeds. En as enigste ding wat hom kan afbreek is die Amerikaners self. Daar's nie 'n gevaar van buite nie, maar al hierdie goeters gebeur. Die kanker wat societies opvreek kom gewoonlik nie van buite af nie, dit kom maar van binne af. So, dis nou waar ons is, kan ons hierdie ding by mekaar hou. En ek dink dit is die gesprek van vanmôre. Want as kom ons praat net oor hierdie dokument. Hier is 'n klomp goed wat hier nie aangespreek word nie, maar by implikasie dalk aangespreek word. Hier is snelpunte in Suid-Afrika. Daar is die kwessie van korrupsie wat enorm is. Daar is die kwessie van kader employment in die staatsdiens. Daar is die transformasie agenda van die regering wat uitspeel deur middel van BEE en swart ekonomiese bemagtiging en gelyke indiensneming, employment equity. Daar is die NHI wat vir almal 'n groot krisis is. Dis nie 'n ideologiese ding nie, miskien is dit, maar dis 'n krisis. Daar is opvoeding. Daar is die expropriation without compensation, onteiening sonder vergoeding. Nou, as jy nou na hierdie statement of intent kyk en jy lees deur dit, dan sien jy nêrens enigiets daarvan nie. Maar hier is sinsnedes hierin vervat wat jy sê, as ek nou baie verbeeldingryk is, dan kan ek dit seker daarin lees. Dan praat hulle van stasies op meriete. Hulle praat van integriteit. Hierdie nuwe ding met integriteit hê. Die ouens wat daar 'n rol speel. Dit raak op dit vind deurslag in die area van korrupsie. Hierdie ding dit sê dis transformasie gedrewe. Nou dit hang af van watter hoek af, met bietjie verbeelding kan jy sien hulle het al hierdie goed hier aangespreek, maar dit beteken absoluut niks, sê ek, solank as wat accountability en transparency, dis die woord, non-racialism en non-sexism, dit staan in hierdie dokument, terwyl transformasie, die ANC se transformasie agenda is absoluut rasgedrewe. Ja. Maar hier staan non-racialism, daar praat van 'n merit-based public service, so die keiders kan nie meer 'n job kry in hierdie nuwe bedeling nie, volgens dit. Land reform, nou weet ons waar die ding op pad was. So, hier is die vraag wat, as 'n ou nou hierdie goed ding lees, dan sê jy, hier kom twee instansies by mekaar, wat ideologies tot 'n week terug myle uit mekaar uit was. En nou is hulle in een slaapkamer gedompel. Nou, kom ek stop die vraag daar en ek gaan jou terugbring hiernatoe. Die ANC, die EFF en MK is dieselfde familie. Hulle doen alselfde. Die wat uitgevang is nou nog in die regering en die wat klaar uitgevang is nou in MK. Maar is almal ewe skelm. Maar as ou sê almal, dan sê ek nee, natuurlik dit is nie almal ewe skelm nie. Party is seker minder skelm of party is glad nie skelm. Hulle ideologie, hoe hulle die land sien, het nie verander nie. En hier is my vraag. Toe die ANC die DA kies as sy bondgenoot in hierdie ding, was dit uit noodweer? Of is dit in die beste belang van Suid-Afrika? As die kom ek vra die vraag so, is die EFF en MK vir Ramaphosa gesê het, meneer Ramaphosa, president Ramaphosa, jy kan president bly in hierdie nuwe bedeling. Ons gaan nie daarop aanspraak maak nie. Sou hy nog sy deal met die DA gedoen het? Gerard, dit is 'n baie goeie vraag, maar ek dink dit is redelik maklik eintlik om die vraag te beantwoord. Ja. Kan ek net een stap teruggee? Asseblief. Want dit het te doen eintlik baie inherënt met die vraag wat jy vra. Kyk, Ramaphosa het 'n taktiese stap gedoen deur soos volg te werk te gaan. Deur eintlik nie 'n keuse te maak van wie moet sy regerings of dan 'n koalisie vernoot wees nie. Hy het nie die DA gekies nie. Die DA het hom gekies.
in die volgende omstandighede. Die ANC het besonder swak gedoen in die verkiesing. Dit het ons almal se stoutste verwagtinge oortref, deur net 40.2% van die steun te behaal. As gevolg waarvan dit buite die kwessie is om te regeer as 'n meerderheidsregering met die EFF. Hulle het 198 uit 400 van die setels in die nasionale vergadering. Dit insgelyks het my stoutste verwagtinge oortref. Ek het daarom gedink hulle sal beduidend oor 200 wees, 210, Die 215. Ja, die twee saam, Ja. het 198. Ja. So, Ramaphosa was toe in 'n ernstige dilemma. En 'n dilemma per definisie is 'n situasie waarin jy moet kies tussen die een of die ander kant. En hy het besluit om dit te vermy. As gevolg waarvan hy die term gebruik het, regering van nasionale eenheid, Government of National Unity, RNE, GNU. As gevolg waarvan hy 'n uitnodiging gerig het aan alle politieke partye, kom neem deel aan hierdie ding wat ek die regering van nasionale eenheid noem. Met ander woorde, hy het die uitnodiging gerig, maar die opsie om te aanvaar of te verwerp was die besluit van elkeen van die partye wat die uitnodiging gekry het. Die DA het toe dadelik gereageer en gesê ons gaan in. Dit los vir Ramaphosa 'n groot probleem op in die eerste plek, dat daarmee is die regering wat tot stand kom as ANC en DA saam beduidend meer as 200 in die nasionale vergadering, 159 plus 87. Dis sy eerste probleem wat opgelos is. Sy tweede probleem wat opgelos is dat die ander politieke partye, spesifiek die twee wat jy genoem het, naamlik die EFF van Malema en Zuma se MK, sê nee, ons sal nie met jou in so 'n regering ingaan vir so lank as wat die DA daar is nie. Met ander woorde, dis hulle wat geweier het. Ramaphosa kan gevolglik sy hande in onskuld was en sê, wel, julle het 'n oop uitnodiging gehad, net soos wat die DA 'n oop uitnodiging gehad het. Julle het dit verwerp, dis nie my skuld nie. Maar genadiglik het hulle dit verwerp, want wat sou hy gemaak het as hulle dit aanvaar het? Hy sou noodwendig hulle moes ingeneem het. Maar dit impliseer 'n onmoontlikheid. Na alle waarskynlikheid ja. Maar daar sou 'n ooreenkoms in vae terme soos wat jy duidelik uitgelees het en ons gaan seker nou daarby stil staan, sou tot stand gekom het as gevolg waarvan alles in die finale instansie gaan oor die wyse waarop die ooreenkoms of die verklaring van voorneme vertolk word. En hierdie verklaring van voorneme is vertolkbaar op watter manier ook al. Jy kan hom redelik na die regterkant toe vertolk. Jy kan hom insgelyks net so maklik heeltemal links vertolk. Hier is een bepaling, byvoorbeeld, artikel ten minste klousule 11.1. Laat ek hom net deurlees. Dis nou waarop die partye ooreenkom as die basiese minimumprogram. Rapid, inclusive and substantive economic growth. The promotion of fixed capital investment and industrialization. Dit sê niks van is algemeen. Wie sal dit nou teenstaan? Job creation. Wie sal dit nou teenstaan? Almal staan dit voor. Dis iets waar daar in elk geval eensstemmigheid bestaan. Maar dan transformation. En baie interessant, daar's 'n komma. Onmiddellik daarna transformation is daar 'n komma. Wat beteken transformation? Wel, transformation is wat ek noem transformationism. Dit is die ideologie van die ANC. Dit is die alternatiewe woord vir die nasionaal-demokratiese revolusie. Dis reg. Nou goed, nou gaan ons net vir 'n oomblik verder. Livelihood support. Absoluut 'n nikszeggende bepaling. Land reform, infrastructure development. En dan structural reforms and transformational change. In een enkele klousule kom die begrip transformasie 2 keer voor. En hy kom in die tweede geval voor in die vorm van transformational change, waardeur die vertolking wat ons albei nou daaraan gegee het, dat dit eintlik 'n ander benaming is vir die NDR inderwaarheid onderstreep word. Die DA kan dit egter totaal anders vertolk as hy wil. Goed, dit wys net vir jou wat jy kan doen met interpretasie. So wat sou gebeur het as die EFF en selfs die MK daaraan gekom het? Hulle sou op hierdie bepalings kon steun en sê nee, daar moet grondhervorming sonder en grondoordrag wees sonder kompensasie, terwyl aan die ander kant sou die DA net so maklik kon argumenteer en selfs die Vryheidsfront sê nee, dis nie waarvoor hierdie bepalings voorsiening maak nie.
Dit maak my waarheid te sê voorsiening vir die teenoorgestelde. Met ander woorde, jy sou 'n intense stryd gehad het oor wat beteken die voornemens wat in hierdie verklaring van voorneme uitgespreek word, maar baie intens. Maar dit beteken nie dat die feit dat die MK en EFF tans nie aan boord is, daar nie 'n intense stryd gaan wees. Gaan nog steeds 'n intense stryd wees. Absoluut. Ja. Ons stem daarmee saam. Nou as ek nou moes Julius adviseer en my intensie was om die land goed op te bou, sou ek gesê het, stem in en teken daai dokument, net soos dit daar is. Teken hom net so. Want die verskil in die ideologie is so uiteenlopend dat dit onwerkbaar. Dit sal van dag 1 af onwerkbaar wees. Wat dan? Nou, hier is my probleem wat ek dink oor die gesindheid van die president wat sê, wat sou jy gemaak het as dit gebeur het? En is dit nie 'n teken van die president se besluitloosheid waar hy moes gesê het vanuit die standspoor, maar hier maak ek 'n keuse. As die ANC, maar die ANC, wel, dit is 'n besluit nie van die president nie, maar van die Nasionale Uitvoerende Komitee van die ANC, om te sê, ons kies 'n meer stabiele skuif na regs, as die DA is net daar. Dis meer stabiel, die markte gaan kalmeer, dis 'n meer markgerigte beleid. Ons kies dit. Ons sê vir julle. Dit is nou maklik vir 'n ou om te sê, nee maar ek het nie daai besluit gemaak en jy het self die besluit gemaak. Ek sê nee, jy is baie gelukkig hulle daai besluit gemaak, want as hulle hom nie gemaak het nie, was ons vandag, dan was hierdie papier nie eers die waarde van hierdie stuk, jy weet nou, dan sou ons dit vir skryppapier waarskynlik kon gebruik het nog vir 'n dag. Of die agterkant daarvan. Dan was hy niks werd nie. Nou is amper net so min werd, want elk van hierdie terme, soos jy tereg uitweg, is betekenisloos. Dis beginsel goed. So, hierdie was maklik, die werk hierna is moeilik. Net so. 2 onmiddellike opmerkings. Kyk, ons moet net onthou, dit staan die EFF steeds vry om in te kom. Die uitnodiging is nie onderworpe aan 'n tydsbeperking nie. Hulle kan steeds daar aankom. Maar daar is 'n bepaling in hierdie ding dat die DA kan nou sê nie, hulle wil nie. En dan moet die ANC daai dag besluit om te sê, okay, dan moet ons hierdie ding opskeer, want ons wil hulle in hê. Ja. Want al verskil tussen die DA en ek het vroeër, jy weet gesê, ons almal skelms, mens moet daai term nooit gebruik, almal is skelms nie. Dit is nie so dat almal skelms is nie. 'n Mens kan dit nooit van 'n groepering sê en almal onder een kombers sit nie, want daar is sekerlik ouens wat nie is nie. Die feit is, as die EFF dit sou doen en die DA moet sê, nee, sorry, bring hulle in, want hulle moet nou saam daaroor besluit, want dit het nou klaar 'n probleem gewees met die PA wat wou inkom en hulle het nou gister gesê, maar Walula het dit nie ding mooi gelees nie, hulle kan nie daaroor besluit nie, hulle moet saam daaroor besluit. So dit kan enige oomblik hierdie ding in gedrang bring. Maar kom ons verstel dit gebeur nou nie, of miskien wil jy iets daaroor sê. Ja, net vinnig. Ja. Kyk, daai bepaling is ook vatbaar vir uiteenlopende vertolkings. Ek wil nou nie hier in die dokument soek nie, maar ek dink is daar by klousule 16 rond. Ek dink die DA se vertolking daarvan dat partye daaroor eensstemmigheid moet bereik is die beter vertolking. Dit is my siening. Ja. Maar dit is moontlik dat jy ook 'n alternatiewe vertolking daaraan kan gee. Maar ongeag wat die korrekte vertolking is, sal dit natuurlik die hele ding onmiddellik onder enorme spanning plaas. Trouwens, nog meer spanning natuurlik as die brose ooreenkoms wat dit tans is, want dit is steeds baie broos. Maar goed, laat ek dit eers daarby laat. Hier sit ons nou met hierdie dokument en sover is dit net wat ons het. Nou, net terug te gaan aan die begin van die gesprek. Ons weet nie noodwendig oor wat agter die skerms plaasvind. Wat ons het, is dit wat ons op papier het. Nou, op die einde van die dag maak dit ook nie saak wat agter die skerms plaasvind nie, want al wat gaan tel is die dokument. Maar nou het jy ook gesindheid teenoor die dokument, want hierdie is 'n dokument wat inderwaarheid op enige stadium opgeskeer kan word. Dit kan onwerkbaar word. En dit kan op
geringe goed soos persoonlikhede en iemand wat in die gesig gevat voel. 1994, nou dis 'n ander konteks. 94 was die ANC baie sterk. Hulle het meer as die helfte gehad by verre in die algemene vergadering. Amper 2/3. 64%. Amper 2/3 en die NP loop. Of dit goed of nie goed was nie, dis 'n ander debat. En dit het baie moontlik gegaan en dis een vertolking, dit gaan oor die aanstelling van Trevor Manuel. En jy weet gesê, julle het my nie hierin geraadpleeg nie. Julle minag my. Nou en nou kan jy so wip dat jy sê ek vat my hele party uit. Persoonlikhede kan die Eerste Wêreldoorlog begin met die moord van koning Ferdinand, nee. Nou as 'n ou nou 100 jaar daarna kyk en sê julle maak een nou dood en julle skiet daarna hoeveel duisend nou. Ja, hoeveel miljoen. Kan tog hulle kon seker dan gesê, okay boys, julle moet net nie nog 'n ou doodskiet nie. Jy weet, jy kan julle kan tog nie die wêreld in so ding dop nie, maar hier kan persoonlikhede kan hierdie ding laat struikel. Politieke onvolwassenheid. Nou ek het gister geluister na Ellen Zille waar sy praat die klip oor Mbalula se vertolking van hierdie ding en die inbring van die PA. Nou luister ek na hoe sy hierdie ding aanspreek. Daai situasie. En ek dink jy weet julle is nog skaars. Jy weet dis nou jy het nou hierdie gul, jy het een hand uitgevat, jy het nog net 'n voorgereg geëet en nou hak jy al. En jy spreek aan nie mooi aan nie, jy weet jy wys as sommer dadelik terug oor haar tafelmanier. En dis hoe wankerig dit is. Ja. Dis inderdaad so. Ek dink wat hier gebeur tussen Ellen Zille en Fikile Mbalula is dat dit aanduidend daarvan is dat die partye eintlik nog hulle verhouding onderhandel. In jou wêreld, Gerard, is dit baie bekend. You negotiate your relationship. Ja. Nee? En baie dikwels is die onderhandeling van die verhouding is baie breed gedefinieer. Dit sluit in 'n hele klompie skoppe op die marmerrie en so aan. Dis iets wat nie net onderhandel word nie, dis iets wat as dit maar uitgeveg word. En dit is wat jy nog hier het. Maar ek stem alles saam met wat jy sê, dat brose persoonlikhede en 'n onbewaakte oomblik se slegte woord of slegte sin kan dit inderdaad laat skibreek lei. Maar hier's 'n klompie faktore wat alles daarop dui dat die ding heel moontlik kan slaag. Nie kan slaag met betrekking tot beleid ensovoorts nie, dis 'n totaal ander saak. Maar dat die partye ten minste by mekaar gaan bly, meer bepaald nou die ANC en die DA. Wat ek verduidelik hoekom. Alhoewel ek dink dit redelik voor die hand liggend is. Maar kyk, die ANC kan nie alleen regeer nie. Hy het net 159 lede in die nasionale vergadering. As hy regtig opgeskeep sit met 'n vyhandige nasionale vergadering, kan hy nie begroting deurvoer nie. Wetgewing kan nie aangeneem word nie. Hy loop voortdurend die risiko van 'n mosie van wantroue, die president en die kabinet. Met ander woorde, die ANC is regtig in 'n baie moeilike situasie. Hy is inderdaad tot beskeidenheid gestem deur hierdie verkiesingsuitslag. Net dit maak 'n groot verskil met die situasie wat ons in 94 gehad het. Absoluut, dis omtrent nie 'n vergelyking nie. Ja. Maar terwyl jy daarna verwys, die tweede rede is, in 1994 en in die aanloop na 1994 het jy 'n ANC gehad wat wêreldwyd ongegrond, totaal ongegrond wat my betref, vereer is as hierdie wonderlike instelling, hierdie wonderlike politieke party, politieke beweging wat net verbind is tot vreedsaamheid, dit terwyl hy 'n lang geweldsgeskiedenis agter hom het. En hy het hierdie wonderlike leier gehad, wat vereer is as 'n bykans 'n goddelike figuur, wat hy natuurlik hoegenaamd nie was nie, want geen mens is 'n goddelike figuur nie. Maar dit is wat van Mandela gemaak is. En dan het hy nou hierdie verskriklik baie steun gehad, byna oor die 60% van die steun gehad in die verkiesing. Daarteenoor het jy 'n nasionale party gehad wat regtig baie swak afgesteek het by die ANC. Sy onderhandelingsspan was hopeloos. Ek herinner my aan een geval, en dit is regtig iets om oop te krap nou opnuut. Jy weet, die grondwet maak voorsiening, die 1993 grondwet wat in 94 in werking getree het, en die grondwet, die huidige grondwet, maak voorsiening daarvoor dat jy kan nie die grondwet wysig, soos ons almal weet met 'n 2/3 meerderheid. Die aanvanklike bepaling waarop die partye ooreengekom het was 60%.
Dit is waarop die Nasionale Party met die ANC ooreengekom het. So hopeloos was die Nasionale Party se leierskap en sy onderhandelaars. Dit was net dankse die tussenbeidetreding van Tony Leon wat dit uiteindelik vasgestel is op 66%. Ja, en dit is ook 'n aanduiding van die totale mislees van die Nasionale Party se mag op daai stadium. Hulle het hulle eie vermoë totaal oorskat. Nou, dan die verdere ding is, daai tyd het jy 'n Nasionale Party regering gehad wat verantwoordelik was vir die regering van die staat. In die oomblik as jy verantwoordelik is vir die regering, vir die stabiliteit, vir die wet en orde, vir die veiligheid, vir die ekonomiese verkeer, en so aan, dan draai jy enorme verantwoordelikheid en is jou strategiese beweegruimte inherent beperk. Jy is as dit ware dis inherent beperk. Die ander party wat aanval, dis wat die ANC gedoen het. Hulle was die aanvallers. Daar word nou allerhande mooi broodjies gepak. Hulle het al die bewegingsruimte wat hulle nodig het. Ekskuus tog? Hulle het al die bewegingsruimte wat al die beweegruimte gehad. En daar word nou allerlei mooi broodjies gepak oor die konsensus wat bereik is ensovoorts. Dis nonsens. Daar's nie 'n konsensus bereik nie, daar's 'n konsensus afgedwing. Omdat die ANC al die beweegruimte gehad het en die Nasionale Party bykans niks. Nou, dit het nie omgeswaai nie, maar dit het in 'n beduidende mate verander. Ja. Die DA in teenstelling met die Nasionale Party het 'n rekord wat in sy guns stel van 'n ANC-regering wat nie kan regeer nie, wat korrup is en wat gekenmerk word deur al die goed wat jy ter inleiding gesê het en nog 'n klomp ander lelike dinge. Die DA daarteen het tot sy voordeel dat hy het gewys, hy kan regeer. Hy regeer goed in die Wes-Kaap. Ek sien nou pas met tussenverkiesings wat gister gehou is, het die DA setels teruggewen wat tevore in die hande van die PA en die ANC was in Beaufort Wes. Hy reageer nou Beaufort Wes munisipaliteit na dese met 'n volstrekte meerderheid. So die DA het al daai selfvertroue agter hom. Te gelykertyd het die DA 'n klomp blink figure in daai party. Die burgemeester van Kaapstad is 'n glinsterende figuur. Die burgemeester van Tshwane, Pretoria, is 'n glinsterende figuur. Dis jong mense wat energiek is, wat vaardig is. Die ANC daarteen het waar in 1994 'n klomp kundige mense gehad het in daai party, in daai beweging. Het die kundigheid regtig uitgeloop. Jy moet ver soek in die ANC om regtig kundige mense te identifiseer. Hulle is sekerlik daar, maar hulle is beduidend minder as wat hulle was. So jy twee entiteite teenoor mekaar wat in 'n radikaal teenoorgestelde, andersoortige verhouding is as die verhouding wat in 1994 gegeld het. Maar te gelykertyd, onthou ek nou aan die een kant, ek het begin deur te sê, die ANC is in 'n baie moeilike posisie. Hy moet noodwendig in 'n koalisieregering aangaan as hy hoegenaamd wil bly mede-regeer. Die DA is insgelyks, in weerwil van al die goed wat ek nou gesê het wat in sy guns stel, ook in 'n baie moeilike posisie. Hy het vasgehaak by 22%. Jy kan nou die partytjies wat van hom weggebreek het, soos byvoorbeeld Action SA, Bossa en so aan, kan jy bytel en dan kom jy dalk uit by 25%. Maar die DA het vasgesteek. Daar's duidelike plafon. So die DA het eintlik nie 'n ander keuse nie. Anders as om indien die geleentheid opduik om te mede-regeer, om daai geleentheid met albei hande aan te gryp. Eerder as om soos die afgelope 30 jaar steeds in opposisie te wees, wetende hy kan net nie oor 'n sekere drempel kom nie. En hier is sy geleentheid. So die partye is as dit ware vanweë die situasie verplig om in hierdie ooreenkoms in te gaan. Ons het weliswaar nou die wat veral van Ramaphosa se kant af uitgestraal word, 'n nederigheid, 'n gesindheid van samewerking, 'n gesindheid van akkommodasie, wat versterk word deur die baie besondere talent waaroor Ramaphosa beskik, en laat ek net myself dadelik in die rede val om te sê, daar's 'n klomp talente waar hy klaarblyklik nie beskik nie, hy kan nie besluite neem nie, maar hy het die besondere vermoë om in omstandighede wat jou totaal verleë moet laat lyk, nie verleë te lyk nie. Ek meen, hy het die besondere vermoë om in omstandighede waarin hy 'n groot pak slaag gekry het, steeds kalm te lyk. Dit is 'n bepaalde vermoë.
Dit was so gedurende die onderhandelings destyds in aanloop na 1994 en daarna en nog steeds. Maar die punt is, mens moet jou nie ook deur die kalmte laat vang nie. Die eintlike rede hiervoor die eintlike rede waarom die partye in mekaar se arms is omdat die magsverhoudings verander het. Die ANC is in 'n baie swakker magsposisie as gevolg waarvan hy noodwendig vriendelik, akkommoderend en toegeeflik moet wees, of ten minste so moet lyk. En die DA, gegeewe daai plafon waaronder hy verkeer, is in 'n sekere sin in 'n baie soortgelyke situasie. Dit is hoekom ons het wat ons het, nie vanweë enigiets anders. Ander faktore mag bykomend wees, maar die magsverhoudings is die deurslaggewende faktor. Ek moet haas om te sê dat wat ons ook al hier sê is nie noodwendig net kritiek nie. Die DA sou hulle wegstap van hierdie geleentheid. Sou dit nie net wees omdat hulle 'n verstandhouding, 'n begrip het vir hulle eie beperking nie. Maar dit kon ook teen hulle gehou gewees het dat julle die land, die ANC in die linkerkant ingedryf het en onherstelbare skade aangerig het. Die gevaar, as hierdie ding misluk in 2 jaar se tyd, weet ons nie wat ons dan het nie. Ja. Ons sou die rand sou waarskynlik vandag op R25 vir 'n dollar gewees het of hoër. En in die volgende paar jaar na 100 en R1000 na toe gegaan het met linkse politiek. Ja. En al die dreigemente wat kon gebeur het. En die DA sou dan die vraag omvra, hoekom het julle op daai stadium dit van die hand gewys? So hulle is in 'n posisie geplaas waar hulle jy weet, damn if you do and damn if you don't. Jy weet, damned if you do, damned if you don't. Dit is ons het begrip daarvoor. So ons plaat nie uit die hoek van ons is slim nie. Ons geen net erkenning van die situasie. Nou vir ons wat nou van hierdie kant af na die ding kyk, kom ons kyk uit Niasa se hoek. Ons het die regering baie gekritiseer oor verskeie beleidsaspekte. Die ANC se transformasie agenda wat uitspeel met BE eintlik in alles, ook in expropriation wat 'n swaard is wat oor die land hang. Onderwys wat ons sê is nie aanvaarbaar wat julle daarmee wil doen nie. Ons vra hierdie vraag uit ons hoek uit en ons sê, nou ja, jy weet in die verlede het ons die ANC aangevat. Word julle die respondent. Julle is nou die respondent. En hulle sê, ja maar, jy weet, ja maar, ons sê nie, ons stel nie belang in die ja maar nie. Wat se verskil maak jy daar? Nou, hierdie goeters gaan na die wortel van regering toe. Die ANC se bestaan is rondom hierdie goeters. Ja. En daar's van hierdie goed wat nou gebeur. Die NHI is nou aan implementering. Ons wag vir die BE gaan dit die rigting daar is baie sleg. Ons sien dit hoe sit dit besigheid af. Employment equity is daar regulasies wat binne maande kan gebeur. En die oomblik as dit gebeur, litigeer ons. Nou is die vraag. Wat se beeld skep dit vir die ANC, vir die DA verskoon? Dis die eerste vraag. As ons begin litigeer, wat gebeur as die publiek vir die DA sê, maar julle is nou daar, maar wat se verskil maak dit in ons lewens? Kan die DA aan hierdie goed verskil maak? Want dit slaan aan die dit slaan aan die ideologie van die ANC. Dit is wie hulle is. Kader deployment is die president verdedig het tot baie onlangs. Hierdie ding sê dit kan nie voortgaan nie. Korrupsie. Ek wonder as ons al die leierskap van die ANC aan lifestyle audit sou onderwerp. Elkeen. Waar het jy daai plaas gekom? Hoe het jy hom gekoop en wat het jy hom betaal? Ek wonder hoeveel van hulle sou dit geslaag het. Nou gaan die ANC gaan die DA rondom kom ons begin ons gaan later by die ideologiese goed uitkom. Kom ons begin by korrupsie. Gaan hulle blinde oog gedraai. Want as hulle nie doen nie, sny dit baie diep. Ja. Of gaan hulle sê, weet jy wat, it is what it is.
Dis een van daai probleme wat onoplosbaar is. Ja, Gerard, ek dink daai een is die maklike een vir die DA. Maar kan ek net dit sê, beginnende by wat jy nou begin sê het in jou inleiding. So pas. Met betrekking tot kritiek op die DA. Nee, ek het geen kritiek op die DA dat hy in die ooreenkoms ingegaan het nie. Ek stem met jou volmondig saam. Ek sê weliswaar het eintlik nie 'n keuse gehad nie, maar ek dink dis goed dat die DA ingaan. Dis in beginsel goed vir ons almal en heel moontlik in die praktyk goed vir ons almal en dit is in die algemeen in die publieke belang. So ek is baie bly die DA het ingegaan. Met al die risiko's wat dit behels. Dit is sonder twyfel wêrelde beter as om regering toe te vertrou aan die ANC, laat staan nog toe te vertrou aan die ANC in samewerking met van hierdie goggas aan sy linkerkant. Dis goed. Maar die punt is dat die DA is dis wat ons uitwys, die DA is in 'n baie moeilike posisie. Twee goed vir 'n begin. Met betrekking tot korrupsie. Ek is oortuig daarvan die DA gaan waarskynlik om baie sterk daarteen uitspreek en alles in sy vermoë doen om korrupsie uit te roei. Maar dis maklik. Want korrupsie is nie teen die grondwet nie, dis strydig met die strafreg. Ja. Dis maklik om dit te doen, né? Jy tree as dit ware volkome binne die grondwetlike raamwerk op as jy dit doen. Maar as jy aanbeweeg en jy gaan na kader deployment toe, dan is dit 'n ander storie. Dis baie interessant. As 'n voorbeeld, daar's nog talle ander voorbeelde. Dis baie interessant, baie veelzeggend dat die dokument verwys, hierdie dokument van voorneme, verwys glad nie na kader deployment nie. Hy verwys na professionele aanstellings, dis van die goed wat jy voorgelees het. Dis dit. Maar dis niks niets nie, daai bepaling staan alles in artikel 195 van die grondwet. Hulle het in weerwil, die ANC het in weerwil van daai bepalings van die grondwet op groot skaal, sistemies dit oortree. Ek het geargumenteer in 'n boek 'n paar jaar gelede en ek staan daarby dat die grondwet het as gevolg van die ANC se kader deployment beleid het die grondwet se bepalings met betrekking tot professionele aanstellings in die publieke sektor eintlik verval en het daar 'n nuwe konstitusie tot stand gekom, 'n nuwe konstitusionele praktyk tot stand gekom ingevolge waarvan kader deployment gebeur het. En dis nog om waar dit is nog steeds aan die gang. So die DA kan hom beroep op artikel 195 van die grondwet. Hy staan op baie vaste gronde. Maar ons weet mos hoe hy homself vasgeloop het in die ANC en met herhaalde pogings wat geloods is om ten minste inligting te bekom oor hoe die ANC aanstellingskomitee het in sy eie geleedere, deur middel waarvan hy die betrokke staatsinstellings wat oor aanstellingsbevoegdheid beskik, eintlik gefnuik het en selfs die aanstellings gemaak het. By duidelike implikasie. Dit het selfs so ver gegaan as regterlike aanstellings. So om daai neut te kraak is baie moeilik. Want dis 'n ingeburgerde praktyk. Dis om 'n ander rede ook baie moeilik. Die ANC is fundamenteel 'n linkse beweging. En linkse bewegings, voor jy nog by sosialisme kom, wil volledige beheer oor die staat hê. Volledige beheer oor die staat. Daarom is iets soos kader deployment nie 'n toevalligheid net om mense binne die party wat goed geplaas is te bevoordeel nie. Nee, dit gee uitdrukking aan 'n ideologie van volledige beheer deur middel van die staat. Dit word so vervat in die nasionale demokratiese revolusie wat sê jy met alle centers of power met jy met jy beheer elke posisie, elke DG, elke minister, elke adjunkminister, elke DG, elke korporasie, elke state enterprise moet deur 'n kader beheer word. Absoluut so. Dwars deur tot selfs by die samestelling van sportspanne. Hulle is duidelik daaroor. Elke ding. Ja. Elke ding. En dit maak die battlefield 'n baie groot battlefield want nou kom in twee ouens wat sê ons stel op Merita aan. Ja. Nou die ANC tipe en die tipe is links van hulle. Is nie in hierdie regering vir die land nie, dis vir hulle om te kan eet. Nou die president is nou teen die tyd seker klaar geëet. Ek bedoel, ek dink hy het sy leftovers kan hom vir 200 jaar hou. Maar daar's ander ouens wat nou nog nie klaar geëet het nie. En hulle veg vir
wat is eating at a trough? Wat is die trough in Afrikaans? Trog. Trog. Hulle, jy weet, daai ouens sê ons het nog nie geëet nie. Ja. En ons het nog nie genoeg geëet nie. En nou wil julle kom met meriete aanstellings. So die politieke verwagting van hierdie ouens word nou gefnuik. En dit kan die ANC ontspoor binne hierdie konteks. Dit is absoluut so. Dis 'n baie groot uitdaging. As dit kom by crime, jy sê dis 'n maklike een. As die DA begin aandring op die skoon government, 'n skoon regering, gaan dit 'n klomp ouens baie ongemaklik maak. En een manier om dit ontglip is bring hierdie hele ding tot einde. Want jy sien ouens kan persoonlike belang, die gevaar wat ek persoonlik aan blootgestel word, kan maak dat ek 'n groter ding tot 'n val bring en sê die nagevolge hiervan is geweldig, maar ten minste is ek nog vir 'n paar weke veilig. En ouens doen sulke goed. Ja. So dis baie kompleks. Kom ons gaan na die transformasie goeders toe. Gerard. Ja. Kan ek net nog iets byvoeg wat ek dink vreeslik belangrik is om in ag te neem? Asseblief. Wat ek in analises nog nie gesien het in die media nie. Ja. Dis die volgende. Kyk, die ANC se regeervermoë het dramaties afgeneem. Ja. En ek het nou genoem en ek dink daar bestaan redelike algemene instemmigheid daaroor dat die kundigheid is gebrekkig. Ja. In 'n voorafgaande dokument, 'n werksdokument wat in ANC geleedere gesirkuleer is, maar wat ook in die media uitgekom het. Ek dink was 'n openbare dokument. Het die ANC gesê verduidelik hoe beoordeel hy die DA. Dit was 'n baie gunstige beoordeling. Nie oor die politiek van die DA nie, maar oor die interne strukture van die DA en oor die gehalte van die DA. Het gesê dis 'n stabiele politieke party, hy's voorspelbaar. Hy het stelsels wat werk. Iemand in jou posisie weet baie beter as ek hoe belangrik dit is dat jy stelsels het. Die DA het stelsels wat funksioneer en so aan. Dis nie sommer net 'n arbitrære storie nie. En op grond daarvan het hulle eintlik tevore, dis nou omtrent 2,5 weke gelede, ja, hulle voorkeur vir die DA by implikasie laat blyk. Ja. Dit is nie, en dis my punt, dis nie omdat hulle skielike liefde vir die DA ontwikkel het. Kyk, hulle het regeervermoë, hulle het verlies gehad aan regeervermoë. Hulle moet daai regeervermoë nou terugwen. Daarvoor het jy ander mense nodig, selfs buite jou party, wat weer die regeervermoë aan jou moet besorg. En ek gaan dit nou op sinies stel, en ek gaan dit nou oordrewe stel, né? En met die oordrewe stelling gee ek dalk 'n klein bietjie van die waarheid daarvan prys, maar die put van die ding is sonder twyfel waar. Kry die DA in om dit wat jy verloor het aan die hand van jou regeervermoë terug te wen. Wen dit terug, sodat jy weer behoorlik kan regeer, soos wat jy min of meer in die posisie was, sê byvoorbeeld in die jaar 2000. So hy word jou agent. Die DA word die ANC se agent om sy politiek van transformatisme deur te voer. Ek dink dis 'n baie belangrike insig wat 'n mens definitief in ag moet neem. So die besluit is wat jy sê, daar's 'n mate van rasionaliteit in die besluit. Sonder twyfel. Ja. Maar ekskuus Gerard, ek wil net nog 'n ding. Kyk, ons moet net onthou waar die ANC vandaan kom. Die ANC se karakter, sy temperament is 'n marxistiese temperament. Ek sê nie daarmee is dit volledige marxistiese party nie. Ek sê sy temperament is marxisties. Nou moet ons nou, die kommuniste het 'n bepaalde sienswyse van die geskiedenis. Dit is ook die ANC se sienswyse van die geskiedenis. Dis wat Karl Marx al uitgespel het. Om te sê, luister, die geskiedenis het 'n noodwendige verloop. Ons gaan 'n revolusie hê, 'n oorgang hê van die produksiefaktore vanaf 'n situasie waar dit 'n klein klompie kapitaliste beheer word, waar dit oorgaan in die proletariaat gaan bemagtig word, en so gaan ons in die klaslose samelewing inbeweeg, né? Dis nie doodeenvoudig dat ons met ywer ensovoorts dit daar sal kry nie. Die ywer is goed en gaaf, maar die sienswyse is dat die geskiedenis het 'n wetenskaplike verloop, net soos die fisika. Dit is so wetenskaplik is dit.
Maar dan is daar nou en dan loop ietsie verkeerd. Soos byvoorbeeld dat die staat onder die ANC leeggesteel word en dat jy baie korrupsie het en so aan. En as gevolg daarvan moet jy soos wat dit absoluut deel van die ANC se retoriek se woordeskat is consolideer, consolidate and advance. En wat jy nou hier het is dit. Die ANC is hier in 'n posisie teruggedruk. As gevolg waarvan ek een term wil byvoeg. Die eerste ene. Dis nou eers retireer. Retireer, konsolideer en gaan dan vorentoe. Hoe retireer en konsolideer jy? Jy maak gebruik van hierdie soort regering, kry die kragte in om jou gebrekkige kragte aan te vul, sodat jy op die wyse kan konsolideer en daarna besmoontlik hierdie ouens kan insluit by jou, jy assimileer hulle word deel van jou mondering en jy gaan voort met jou sosialistiese politiek. Dit staan in die sentrum van hierdie ding. Wel, in die nasionale demokratiese revolusie word het gepraat, jy neem die balance of forces in gedagte. So hulle sê dit. Ja. Daar's kere wat jy terugtreë en dan kom so wat jy dus sê, daar's nie 'n hartsverandering nie. Dis 'n strategiese verandering. Ja. Ons is genoodsaak om hier te doen. Ja. Gaan ons links met die MK en die EFF dan sê van die land in elk van niks oor. Jy kan nie retireer daarna nie. Korrek. Dit is die einde. Dis korrek. So kom ons gaan met hierdie ouens. Ons het nie hier's nie 'n hartsverandering nie. Nou as jy in 'n verhouding gaan met 'n ou wat jy sê hier is nie hartsverandering nie. Dis 'n ongemaklike verhouding. Hierdie ou gebruik my dis 'n marriage of convenience vir hom. Ja. Vir my moes ons trou. Want dit is 'n moet trou. Vir hom 'n marriage of convenience want sy gewete is verswak. Dis nie 'n lekker verhouding nie, maar as jy weet dat hierdie ou gaan jou in die steek laat as hy sy mag herwin het. Hoe oorkom jy dit met dat is al wat oorbly is en sê okay, terwyl dit nou so is, al wat ons kan doen, ons kan die land so voorspoedig maak wat almal tot die mate so voorspoedig maak dat hulle aan ons op die einde van die dag die erkenning gee, want hoe anders gaan ek dan want as 'n ou vir my sê hierdie verhouding wat jy nou het gaan oor 2 jaar tot 'n einde kom, dan sê ek nou maar dan moet jy hom maar eerder tot vandag tot 'n einde bring. Dit is vir my beter nou as oor 2 jaar. Tensy ons soveel verskil gemaak het oor 2 jaar dat dit die ander ou nie meer uit hom kan kom nie. Ja, Gerard, ek dink dit in die gedagtes van die DA of skoon, jy weet die mense is liberale mense en so voort, dit is partykeer 'n bietjie naïef. Maar ek dink die ding werk min of meer so. Die DA dink so. Ons gaan nou saam met die ANC die land draai. En ons gaan aan almal demonstreer. Ons eie kiesers, maar baie belangrik ook aan die miljoene wat nie gestem het nie. Die grootste persentasie die een enkele grootste groep is die mense wat nie gestem het nie. Ons gaan aan daai mense demonstreer en ons gaan 'n klomp ANC mense wat dalk ons 'n bietjie goedgesind is, want daar is, maar veral dan aan kiesers wat nog nie by ons is nie, is baie swart mense. Ons gaan aan hulle demonstreer dat in 'n regering waarby ons betrokke is met 'n aanduiding dat die volgende, noem dit nou maar DA forme van beleid gevolg is. Dit is suksesvol. Sodat ons daai mense se koppe kan draai, sodat in 'n eersvolgende verkiesing, 'n munisipale verkiesing, en daarna in 'n eersvolgende nasionale verkiesing in 2029, ons nie meer by 22% staan en saam met 'n paar ander partytjies by 25 of by stel nou maar die IFP by, dan is jy omtrent by 30, maar dat ons dan staan by 50. So wat gebeur is, net soos wat die ANC, die DA betrek, om as dit ware sy eie momentum te herwin, net so betrek die DA, die ANC, om homself momentum te gee. So wat gebeur is, die strydperk het verander. Waar die strydperk eers was, daar sit die ANC in die nasionale vergadering, of waar ook al, en die kabinet is aan sy kant, en hier sit die DA, en ons gaan mekaar verwoed tee. Gaan ons nou
baie nader aan mekaar hierdie geveg voer. Ons gaan die indruk wek deurlopend. Ons moet dit noodwendig doen, anders breek die ding. Ons gaan noodwendig die nabye verhouding behou. En terwyl ons baie naby mekaar is, gaan ons deurlopend voort om ons eintlike strategiese doelwitte van die kant van die ANC om 'n gesentraliseerde sosialistiese staat volledig te vestig, aan die kant van die DA om 'n meer gefedereerde vrye mark opset te vestig, wat dalk 'n bietjie meer gevoel het vir verskillende groepe ensovoorts om dit te vestig. Aan die ander woorde, die takties gesproke is daar op die oomblik 'n vorm van eenheid. Ons noem dit so, Government of National Unity. Maar strategies gesproke duur die stryd voort net in 'n ander omgewing waar die partye baie nader aan mekaar is. Okay, goed, so oor 2 jaar munisipale verkiesing. Ek dink ek en jy is op een bladsy hierso. Oor 2 jaar is daar munisipale verkiesing. En die land, die traject is positief. Ja. Die ekonomie begin groei, meer met die werkloosheid kom af, mense begin werk hê. En die ANC, die DA kry die binnebaan, hulle kry die krediet vir die feit dat dit gebeur het, want die kiesers is baie slimmer as wat ons dink hulle is. Hulle sien dit en hulle sien hierdie ouens het 'n verskil gemaak. Maar om daarby uit te kom, moet jy noodgewende beleidsveranderinge maak. Nou, dit gaan nie net van self gebeur nie. Dit gaan nie net omdat die idee daar is nie. Daar gaan beleidsveranderinge wees. Ek lees met redelike aandag na die president se inhuldigings toespraak. Nou, as ek meer naïef was, sou ek selfs lekker gevoel het hieroor. Want hier's niks wat hierso staan vir die onkundige oog wat enigiets beteken nie. Dit is alles mooi. Alles is mooi, dis baie pragtig. So, enige ou, 'n buitelandse ou wat hierna luister, sê, is daar iets mooiers as die president wat al hierdie goed praat. Nou, kom ek gebruik net een voorbeeld. Hierso is op 'n plek waar hy sê, mense wil graag huise hê en vervoermiddels hê wat werk en hulle wil mediese sorg hê. Ons gaan dit nou vir hulle gee. Nou, wat sê ek? Ek sê sakeman, ek sê, as jy dit vir hom wil gee, dan moet jy besigheid se hande losmaak, sodat ons mense kan employeer, want as al employeer wil, as jy, die staat employeer nie 'n mens nie, geen mens nie. Hy vat my belastinggeld, dan employeer hy ons. Die enigste werkskepping wat plaasvind is die privaat sektor, wat werk skep. Die ander skep nie werk nie, staat skep nie een job nie. Ek sê, jy moet my hande losmaak, dan gee ons werk, dan gee ons vir jou belasting, dan doen ons al hierdie goed. Maar as jy dit wil hê, moet jy nou my hande losmaak. Nou dit gaan na die wortel van die ideologiese kwessies. So as die DA sê, nee man, ons los die ANC, laat hy aangaan met sy ideologiese dwaashede, ons is sag daarop, ons laat al hierdie kriminaliteit en korrupsie en die aanstelling van merietlose mense in die staatsdiens, vergeet kleur, ons praat van net meriete. Ons gaan voort daarmee, en die ANC ons tolereide, en dan gaan die DA nie oor 2 jaar die vrugte kan wys, wat hulle wil wys nie. So dit is die catch-22, waarin die dilemma waarin die DA hom nou bevind, is, as jy in 'n jaar, 2 jaar of 4 jaar wil wys, ons het dit omgedraai, dan moet jy nou my hande losmaak, want die ekonomie wat in groot moeilikheid is, draai nie oornag om nie. Die feit dat die waarde van die rand verbeter het en dat die aandeleprys van die banke verbeter het, is net simbolies, vir nou. Dat nog niks gebeur nie. Hulle sê net nie, ons het nou vertroue. Maar hulle moet beleidsveranderinge aanbring, wat wesenlike verskil in mense kan bring, en net die privaat sektor kan dit bewerkstellig. So, ons sê, so wat gaan julle doen om ons hande los te maak? Hoe gaan julle hande uit ons besighede uithou? Gaan julle ons toelaat om ons besighede te bedryf soos ons wil? En hulle sê nie, maar ons kan nie, die politiek is nie reg, en hulle sê van, hulle gaan julle nie die resultate oor 2 jaar kan wys nie, en dan gaan julle verwerp word, en julle beide gaan gemarginaliseer word. Hier is my vraag, het hulle die guts om dit te doen, dink jy? Gerard, ek dink dat wat gaan gebeur is die volgende, maar jy kan my na
2 jaar terugroep hiernatoe, dan sê jy vir my, jy daai Dis dag hoekom ons jou so vandag gesê, dis hoekom ons jou vandag hier het. ek het gedink, Daar ons jou, ons kry jou in 'n hoek vandag. jou motiewe is net soos die van die ANC teenoor die DA. Denklik. Maar goed, ek sal dan erken, ek sal onmiddellik die erkenning maak. Ja, ek dink dat wat gaan gebeur is die volgende. Kyk, die ANC, hierdie dokument, hierdie verklaring van voorneme, wemel van ANC terminologie. Baie daarvan is warm lug, maar dit is wat jy nou noem, en die DA val daarbey in. Hulle val daarbey in. Hoekom het jy dit? Jy het 'n hegemonie. Dit beteken, jy het een stel denke, wat uitgedruk word in een stel terminologie, wat eintlik op hierdie stadium deur almal binne die bestel aanvaar word. Ek gaan een voorbeeld noem. Waar wil jy nou iemand kry wat sê, luister, die strewe na gelykheid, wat deur almal nagestreef word, en wat almal bely, is verkeerd. Waar wil jy so 'n persoon kry? Behalwe ek self, né? Want is nonsens. Mense is nie gelyk nie, daar behoort nie na gelykheid gestreef word nie, daar behoort gestreef te word daarna, om aan elkeen ooreenkomstig sy En ons weet identiteit nou, hoe erkenning te meer jy gee. daarna streef, hoe meer ongelyk word mense. Presies. Ja. Nou maar goed, maar die punt is, wat ek nou gesê het, kan ek sê. En 'n paar ander mense kan dit sê, want jy het nie 'n ondersteuningsbasis wat jou van wie jy afhanklik is nie. Maar die ANC en die DA en want ek dink selfs die Vryheidsfront kan dit nie sê nie. Dis buite die kwessie, want dit is bykans 'n soort van 'n religieuse waarheid. Ja, jy verstaan Nee. dit. So wat gebeur is, hierdie is die ANC se taal, wat tegelykertyd het ook ewe maklik die DA se taal geword. Dis so. So wat jy het 'n verbale konsensus. Maar onder die verbale konsensus is daar potensieel en daadwerklik met betrekking tot 'n klomp goed 'n enorme dissensus. Nee, dit klomp goed nie. 'n enorme Alles. oor- Omtrent elke aanstelling. Ja. Elke besluit. Is dit 'n konflik van ideologie. Absoluut so. So wat gaan gebeur, dink ek, is die volgende. En ek het 'n nota daaroor gemaak as 'n gesprek waarna ek gisterand deelgeneem het, en ek gaan dit nou weer gebruik. Die DA gaan met betrekking tot 'n aantal van hierdie goed suksesse behaal. Daar gaan na alle waarskynlikheid nie laat ek dit so stel, laat ek begin by die ANC. Die politiek van die ANC met betrekking tot sê Black Economic Empowerment gaan absoluut in plek bly. Die DA gaan sê, nee maar wie kan teen bemagtiging van mense wees? Wit mense en ook swart mense. Ja, natuurlik is ons ten gunste daarvan. So die konsensus duur voort. Maar nou kom jy by die detail. En nou moet jy in die besonderhede hieraan uitvoering gee. En dan word die stryd met betrekking tot die besonderhede gevoer van elke maatskappy, elke invoer permit ensovoorts, elke aanstelling, elke kontrak en so aan. En ek dink ten aansien daarvan gaan die DA binne die algemene raamwerk van Black Economic Empowerment 'n hele klomp toegewings kry. Met ander woorde, die retoriese konsensus, ons is vir Black Economic Empowerment en vir transformasie, bly intakt. Alles lyk asof dit niks verander het nie, né? Maar intussen tyd het jy met betrekking tot die detail 'n klomp veranderings. Dan kom jy by 'n volgende verkiesing. En wel, eers dit. Dan gaan dit nou matig beter. Daai woord is belangrik. Dit gaan matig beter. Daar's 'n versagting van omstandighede. En dit gaan matig beter. Die DA sê, dit gaan matig beter vanweë my inset. Wel, ek gaan nie sê matig nie, hulle gesê dit gaan beter. Vanweë my inset in die regering. Die ANC gaan sê, kyk, dit gaan beter as gevolg, dit gaan beter onder andere vanweë die feit dat daar op 'n doeltreffende manier danksy ons beleid uitdrukking gegee word aan Black Economic Empowerment. Dit is wat gaan gebeur. Jy gaan 'n spraakverwarring kry. Dit gaan beter en dan jy botsings van die partye oor aan wie dit toegeskryf kan word. Maar net dit, ek dink in die algemeen gaan die uitwerking van hierdie veelpartyregering, ek wil net nou as daar tyd is iets daaroor sê oor die benaming. Maar die algemene uitwerking van die veelpartyregering gaan wees versagting
en versagting, vertraging en instaatstelling. Wat ek daarmee bedoel is versagting, wat ek nou eintlik klaar beskryf het met verwysing na BEI. Tweedens vertraging, sekere goed gaan nie dadelik in werking gestel word nie, dit is nie moontlik nie, dit word uitgestel. Ja. Die nasionale gesondheidsversekering bly wet, hy word nie herroep nie, maar hy word nie in werking gestel nie, vertraging. Ja. En die betrek van die privaat sektor by water, vervoer, elektrisiteit ensovoorts het die effek dat die ekonomie, die privaat sektor, die burgerlike en privaat sektor in die algemeen in staat gestel word om meer te kan doen, meer mense in diens te neem, beter wins te maak en in die algemeen is dit derhalwe vir hulle in staat stellend om meer te kan doen as wat hulle tevore kon doen. Daai 3 goed dink ek is die kern van die saak. Ek dink dit baie goed saamgevat, baie goed Koos. Die toespraak van die president gister, dit sluit net aan by wat hy sê. Byna elke sin wat hy maak, stelling, sê ek, nee, daar's niks fout daarmee nie. Maar ons weet, wat ek daaruit wil hê en wat jy daaruit wil hê is praat van die regering, is verskillend. Ek wil nie 'n ou gesondheidsorg ontneem nie. Hoe ons dit vir hom gaan gee, is verskillend. Ek wil inteendeel met 'n hele ander metode vir hom iets beters gee, met skoon regering en met belastinggeld vir 'n arme man moet goeie gesondheidsorg kry. Goed opgeleide nurses in 'n skoon hospitaal. Ja. En ons kan dit doen. Die land het die geld om hierdie dienste te gee aan die armes. Jy wil dit vir hom gee deur my regte weg te neem. Ja. Maar dit gaan hom ook sy reg ontneem. Korrek. Dis hoe ons verskil oor die goed. Ja. En so kan jy oor elke ding. Ek het nie beswaar dat 'n ou huis kry nie. Ek dink net hy moet werk daarvoor. En hy moet maar, want daar's nie 'n ander manier nie. So en dit is nou simplisties gestel. Ek sluit nie daaraan. In hierdie dokument kan jy 'n kringetjie maak oor honderde goed en sê hierdie gaan uitgestoei moet word. Absoluut. Deurlopend. Ja. Op ons civil society, my organisasie ingesluit, die werk neem dramaties toe nou, nie minder nie. Want waar die ANC, ons het nie meer 'n oor van hulle vir hulle gehad nie. Ons het amper moed opgegee, ideologies was hulle verlore. Ja. Nou neem ons werk skielik toe. Nou moet ons begin lobby. Plaas van hof word dit lobby. Tot 'n mate. Ja. Daar sal seker nog plek wees vir die howe, maar nou moet ons begin lobby en oorreed en oortuig. Jy wil iets sê oor die naam Regering van Nasionale Eenheid. Kyk, dis nie 'n regering van nasionale eenheid nie. En met betrekking hiertoe vind ek my nou in die ongemaklike geselskap van ene Jacob Zuma. Want hy het ook gesê dis nie 'n regering van nasionale eenheid nie, maar beoordeel ons elkeen maar op ons eie meriete. Kyk, as jy 'n regering van nasionale eenheid het, dan het jy 'n regering waarin alle groot politieke partye deelneem. Hier het jy dit nie. 2 groot politieke partye wat onderskeidelik meer as 1 miljoen en meer as 2 miljoen stemme gekry het. Die MK-party en die EFF is nie deel hiervan nie, uitdruklik nie. Hulle verteenwoordig 25% van die parlement vir die nasionale vergadering. Wat jy hier het is 'n veelparty regering. As jy 'n korrekte beskrywing wil hê, 'n akkurate beskrywing, dan is dit dit. Dis 'n VPR. Jy weet, dis nie 'n RN1 nie. Ja. Jy is heeltemal reg. Dis net 'n kwessie van, noem dit nou maar tegniese akkuraatheid. Ja. Ek wil iets lees wat ek gister raak gelees het van Terence Corrigan in die Daily Friend. Ek het die artikel saamgebring. I say what South Africa must do is dispense with the pat injunctions to work together for the good of the country. This is meaningless verbiage. Die eerste keer in my lewe wat ek die woord sien. Ek se boer sien. So, is dit reg uitgespreek? Ja. Ek ken die woord, maar ja, maar ek verstaan nie dat ou skryf met Afrikaans en dan gebruik hy daai woord. Baie belangrik as jy hier in ons boardroom daai woord gebruik en sê ek nee, dis al nie 'n ander woord nie, maar want ons moet dan praat wat ek nou die Engelse verstaan nie eers. Ja. There is little agreement on what that good would be, nor how to achieve it. Dit vat baie pragtig saam. Shared values, nation building and social cohesion amount to difficult stuff and will take effort and will to achieve. Maybe this will be the moment for some sort of South African
peace of the brave, there are no guarantees. There are also no obvious alternatives. Is dit nie baie mooi saamgevat? Ja, is goed saamgevat. So ek sê vir Terence Carling, ek gee hom erkenning hiervoor en is 'n great Wat ek saamgevat. net vinnig sê, die ding, die verbiage woord, as 'n mens die woord as 'n Afrikaner reg uitspreek, dan kan daar 'n baie ernstige vraagteken geplaas word oor die Afrikanerskap. Ja. Wat gebeur vanmôre? Ek loop na 'n kollega toe en ek sê vir haar, en sy's goed in Engels, my media dame was nie beskikbaar nie. Toe wil ek vra hoe spreek jy die woorde wat sy hom toe uitspreek? En toe dink ek, dan is dit hoe dit is. En toe sit sy hom op hierdie klankding op haar rekenaar, toe bespreek haar Engelsman om anders uit. So, wat ek net sê is, ek is in goeie geselskap dat ons hom nie kan uitspreek nie. 'n Laaste opmerking van jou kant af, Koos? Gerard, ja, daar's dalk net een opmerking wat ek wil maak wat 'n groot toeval is in ons situasie. Jy het nou na die president se toespraak verwys. Ek het ook verwys na sy kalmte ensovoorts. Dis baie interessant hoe dat enkele veranderlikes wat teenwoordig kan wees of nie teenwoordig kan wees nie, 'n bepaalde oomblik in die geskiedenis kan moontlik maak of totaal onmoontlik maak. Van die kant van die ANC is hierdie veelparty regering wat nou aan die totstand kom is, laat ons sien wat gebeur, is dit eintlik in 'n beduidende mate net moontlik onder die leierskap van Ramaphosa. Niemand anders nie. Ramaphosa het Ek stem saam, toevallig. Ja, het 'n bepaalde profiel, die kalmte, staatsmanskap ensovoorts wat ek dink in 'n groot mate warm lug is. Maar warm lug tel. As dit nou oorgelaat moes word aan Paul Mashatile, soos die voorleser op Daily Maverick sou sê, was dit buite die kwessie. As dit oorgelaat moes word aan Gwedi Mantashe, soos die voorleser van Daily Maverick sê, dan was dit buite die kwessie. Die mense is net heeltemal te onbekwaam, beskik nie oor die vlugvoetigheid om so iets te bewerkstellig nie. Maar nou moet ons onthou, Ramaphosa het soos ons almal 'n rakleeftyd. En sy rakleeftyd is 2027. Hy is verkies as leier van die ANC in 2017 en hy kan net vir 2 termyne dien. So alle aanduidings is of skoon hierdie verklaring van voorneme skynbaar 'n 5 jaar tydperk het. Is hy in 'n groot krisis, met die verkiesing in 2026, want dan moet die partye op so 'n wyse 'n verkiesingsveld tog veg dat hulle mekaar nie in dermate aan die keel gryp dat daar te veel bloed vloei nie. Ek dink van die ANC en van die DA se kant af gaan dit gebeur. Van die EFF en MK se kant af gaan dit 'n verwoede veld tog wees, 'n buitensporige linkerkant. Maar dan sy tweede groot krisis is wanneer Ramaphosa sy posisie verlaat as ANC-leier. Hy kan aanbly as president van die ANC, as president van die land vir 'n tweede termyn tot 2029. Maar die ANC het nie 'n gelukkige geskiedenis daarvan nie. Hy het verwyder telkens, was in die geval van Mbeki, hy was nie meer leier van die ANC nie, toe sy sogenaamd teruggeroep as president en ook met Zuma en Ramaphosa loop daai selfde risiko in 2027 en so ook die hele veelparty regering. Ek dink jy vat dit baie goed raak. Koos, dan is daar natuurlik net die vraag intussen. Hoe sensitief is die ANC leierskap vir die aanslag wat nou van links af van kom, die kritiek? Kan hulle dalk baie senuweeagtig maak? Want onthou, dis hulle broers, hierdie is 'n familiefout na daai kant toe. Ja. Dis 'n familie binnengeveg. En die vraag is, hoe sterk is die ANC in hierdie nuwe avontuur waar hulle nou is? Dis die goed wat ons sal moet uitkyk en bestuur in die dae wat kom. Ek dink dit is baie mooi gestel in hierdie nuwe avontuur. Eerstens is daar die groot risiko's verskoning na die kant van die EFF en MK. Dat hulle dalk steen kan wegrokkel van die ANC af.
Nou die volgende is nie 'n goeie antwoord nie. Ek dink nie dit gaan regtig gebeur nie. Maar ons gaan jou toets later, Koos, soos jy sê, jy gaan ons nou terugkom oor 'n paar jaar. Ja, Dus ja. ek dink nie dit gaan regtig gebeur nie. Maar of laat ek liewer sê want een van die belangrikste dryfvere vir die behoud en vermeerdering van steun is jy moet in die kussings wees. En dit moet lyk of jy sukses behaal. Jy ondersteun nie graag 'n verloorder nie. Die EFF het uitgekom hier as 'n verloorder. Die MK-party het bietjie steun het bietjie steun in Gauteng, het heelwat steun in Mpumalanga en het baie steun in KZN. Maar sy steun is in 'n groot mate afhanklik van die persoon Jacob Zuma. Ja. Baie moeilik om 'n tweede in bevel te vind. Ja. Met Jacob Zuma wat oud word, wat na alle waarskynlikheid nie 'n prominente rol in die politiek kan speel nie. Hy kan nie. Hy word as dit ware jy weet hy's iets daar in 'n vertoonkas. Die MK kan hom ook nie gebruik nie. Hy weet nie wat om te sê in die openbaar nie. Hy weet letterlik nie wat om te sê in die openbaar nie. Hulle moet sy goed voorlees. Hulle sê hy het verkoue. Hy kan nie self die goed voorlees nie. Ons weet meneer Zuma sukkel in elk geval om te lees. Ek sê dit met respek. Maar met Zuma toenemend uit die prentjie verwyder, is daar 'n ernstige risiko vir die MK dat hy gaan steun verloor. Veral omdat hy steun grootliks in KZN is en hy daar 'n potensieel formidabele opponent het in die Inkatha Vryheidsparty wat 'n groot klomp potensiële steun het. Volgens wat ek hoor, beskik oor goeie leierskap, verantwoordelike leierskap en nou die premierskap in KZN het. Dit is baie duidelik vir Zulu mense dat die premier is 'n Zulu, hy kom uit die Inkatha Vryheidsparty uit, beweeg ook betreklik naby aan die koning. So ek dink dat daar's 'n moontlikheid dat die MK-party risiko's kan loop om steun te verloor, groot steun te verloor aan die Inkatha Vryheidsparty. Maar goed, ek is bietjie van die punt af. Daar is die ANC nie regtig by die saak betrokke nie. Ek dink daar gaan die ANC swak bly in KZN. Maar daar's 'n groot risiko dat die ANC verder steun gaan afstaan aan partye aan sy, noem dit nou maar sy regterkant, aan die DA. Die DA is in die regering in Tshwane. Jy stem graag vir die regering wat hierdie dienste aan jou verleen. Veral as jy werk met so 'n energieke burgemeester, soos die DA burgemeester van Pretoria. Dieselfde geld vir Kaapstad. Dieselfde gaan nou na alle waarskynlikheid geld vir hele Gauteng, want alhoewel die infame Lesofie steeds die premier is, moet hy nou die verhoog deel met prominente DA mense, ook DA swart mense. So ek dink die ANC loop 'n groot risiko van afstand van populêre steun sommer vinnig. Laat ons kyk wat gebeur in die tussenverkiesings wat kom aan die DA. Net laastens, die belangrikste voorbeeld wat ons het in aansien hiervan is die aanhoudende agteruitgang van die ANC in die Wes-Kaap. Die oomblik as die ANC bewind verloor, dan neem sy populêre steun konstant af. So Koos, ons is waar ons is en ek dink hierdie is mooi uitgespel. Daar's uitdagings, maar daar was waarskynlik nie ander opsie. Ja, absoluut so. Koos, nogmaals dankie. Ons sien uit na nog baie gesprekke. Dankie Gerard, is voorreg om deel te neem aan hierdie gesprekke. Baie dankie Koos.